Goeiedag maatjies, baie welkom by Storietyd saam met my, Juffrou Jolie. Hierdie jaar reis ons verder deur die Bybel. Maar my maatjies wat gereeld inskakel, weet mos, ek gaan nou sê, ons moet eers stop en bid. Kom ons maak toe ons oogies. Papa God, baie dankie vir nog 'n dag. Dankie vir die voeltjies wat so buite sing. Dankie vir u liefde. Dankie dat elke maatjie spesiaal is. Help ons om hierdie jaar se storietyd te geniet, dat ons vir meer en meer maatjies sal vertel dat hulle spesiaal is vir u. In Jesus naam. Amen. Vandag se storietyd gaan oor Elia wat gebid het vir vuur. Agab was koning van Israel. Hy het tot afgode gebid, 'n Baal-afgod. Hy het vir Baal gevra om reën te stuur. As jy reg onthou, het God mos die reën laat stop, maar dit het nie gereën nie. Dit wat hulle geplant het, het nie gegroei nie. Dit het gevrek. Die mense het gekla en was vreeslik honger. Die profeet Elia het vir koning Agab 'n boodskap van God afgebring. Elia het gesê, dit reën nie, want jy aanbid 'n afgod in plaas van die regte God. Die koning het baie kwaad geword. Elia wou graag vir die mense wys dat God die enigste God is wat waarlik leef. Toe daag Elia die Baal-profete uit. Hy en koning Agab en al die Israeliete is na Karmelberg toe. Elia het vir Baal-aanbidders gesê, bou 'n altaar vir julle God. Ek sal 'n altaar vir my God bou. Toe sit hulle 'n offer op elke altaar. Die Baal-aanbidders het hulle God gesmeek. Hulle het gedans, maar daar het niks vuur gekom nie. Hulle het vreeslik te kere gegaan, maar nog steeds het niks gebeur nie. Elia het die Baal-priesters gespot. Miskien is julle Baal met vakansie. Elia het 'n sloot om sy altaar gegrawe. Hy het water en nog water oor dit gegooi. Die water was tot in die sloot. Alles was sopnat gewees. Die hout, die klippe, die grond. Elia bid toe vir God vir vuur. Skielik het daar vuur uit die hemel gekom en die offer het aan die brand geraak. Tot die altaar van klip het gebrand, selfs die water in die sloot het opgedroog. Toe die mense sien wat gebeur het hulle gebuig om die een ware God te aanbid. Nie lank daarna nie, het God weer reën gestuur. Ons les is dat maatjies ons geen of iets of iemand voor God mag sit nie. God moet vir ons die belangrikste ding in ons lewens wees. Die Bybel sê, soek die koninkryk van God en alles sal vir jou bygevoeg word. Sonskyn en Boelie Brak wil graag die Paasverhaal by julle kerk of skool kom vertel. So asseblief kontak vir Juffrou Jolie. Sy sit julle in haar dagboek. Baie Jesus liefde maatjies, tot volgende week waar ons verder deur die Bybel reis.